gaan weer kyk na 'n gedeelte in Efesiërs wat ons al klaar mee gedeel het, maar ek het net gevoel ons het nog nie 'n deel van dit het ons nog nie deeglik genoeg na gekyk nie. En terwyl ons in die Bosveld was een oggend, het ek en Mandy 'n hoofstuk in Samuel gelees wat ek vir julle gevra het om te lees. En ek het skielik iets gesien wat ek nog nooit voorheen daar gesien het nie. So ek wil daarin gaan uit hierdie Efesiërs versie, en ek gaan nou weer lees Efesiërs 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. So hierdie deel bietjie met die uitverkiesing, en ons het daaroor gepraat, en toe het Annetjie een keer gesê, maar wat van die wat nie uitverkies was nie? So ons het ook 'n hele sessie daaroor gepraat, maar toe ons nou hierdie stukkie in Samuel lees, sien ek ietsie wat ek dink ook onder hierdie tema moet gaan, en dit is die wat verwerp is, die verwerping, mense wat voel dat hulle verwerp is. So ek wil kyk na 1 Samuel hoofstuk 22. Ek gaan nou nie die hele hoofstuk lees nie, want ek julle al klaar gevra om dit te lees, maar dit is 'n baie interessante hoofstuk. As jy kyk na die storie wat so uitspeel, dan sien jy dat Dawid as 'n jong seun gesalf was deur Samuel as 'n koning van Israel toe hy maar baie jonk was, en daarna het hy vir Goliat verslaan, hoofstuk 17 lees jy dit, en dan word hy deur Saul aangestel oor die leer van Israel, en so kry hy wonderlike oorwinnings, en soos wat hy oorwinnings kry, wanneer hulle terugkom, sing die dogters van Israel uit, Saul het sy 1000e verslaan en Samuel sy 10.000e. En Saul word baie kwaad en baie jaloers oor Dawid, en hy begin hom te vervolg, en hy wil hom doodmaak. En so sien mens dat Dawid nou vlug en vlug en vlug, en hoofstuk 22 is deel van hierdie vlug. Vers 1 sê, Dawid het daarvandaan weggegaan en ontvlug na die spelonk van Adullam. En so hy is daar in die spelonk, en dan sê dit, en toe sy broers en sy hele familie dit hoor, het hulle daarheen afgetrek. So hierdie hoofstuk, het ek besef, is 'n hoofstuk wat met hele klomp mense deel, wat verwerp was, op een of ander manier, op een of ander stadium in hulle lewens. Dawid sien ons is verwerp, maar as ons kyk na hoofstuk 11 en hoofstuk 17, sien ons daar dat Dawid eintlik as 'n kind verwerp was, en dit lyk so, dit sê nie presies nie, maar dit lyk so van die psalms wat mens lees, dat sy ma nie dieselfde ma as sy broers en susters was nie. In ander woorde, sy was 'n byvrou van sy pa, en so Dawid was aan die een kant gesit. So waar is hy? Sy seuns, sy kinders moet bring om gesalf te word deur Samuel, word Dawid uitgelos. Net die ander seuns word geroep, en hy gaan deur al 7 daai seuns, en toe sê Samuel, is dit al seuns wat jy het? Dan sê hy, nee, ek het nog 'n kleintjie, Dawid, en hy laat hom roep, en Samuel sê, Samuel salf hom as koning van Israel. So, daar sien jy Dawid wat verwerp is, en soos wat hy gaan, toe hy daar kom by Goliat,
hoor hy hierdie Filistyn, hierdie reus, die dinge wat hy uitskreeu en so aan, en hy begin te vra, hoekom is julle bang vir hierdie reus? Ons het mos 'n God in Israel. En sy oudste broer Eliab hoor hom en minag hom en sê, wat maak jy hier? Jy moet agter die skape aangaan. So jy sien, daar is sy ou boet wat hom sleg sê. En dit moes seer gewees het vir Dawid, maar Dawid draai net om en hy sê, wat, jy weet, ek praat net oor hierdie reus, en hy gaan aan en hy vra en natuurlik toe oorwin hy het vir Goliat. So Dawid was verwerp. Nou dan kom ons by Saul. Saul was verwerp omdat hy ongehoorsaam was aan God. En as ons kyk hier na hoofstuk 15, ek gaan terug, want ek kom terug na hoofstuk 22, maar hoofstuk 15 sien ons daar in vers 23, net so gedaan, kom, hoofstuk 15 vers 23, sê Samuel vir Saul, kom ons lees van vers 22, daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme, want wederstrewigheid is in sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgoderry en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Daar is die woord verwerp. Hy het jou as koning verwerp, omdat jy ongehoorsaam was en jy was rebels. So, Saul probeer nog om met Samuel te praat, en Samuel draai om en hy stap weg, en Saul gryp sy mantel, en toe hy dit gryp, toe skeer 'n deel van die mantel, so dit was tamelik 'n gryp gewees het, en Samuel moes tamelik hard weggetrek het, dat die mantel geskeer het, maar toe draai Samuel om en hy sê, soos jy hierdie mantel geskeer het, so sal ek die koningskap van jou wegskeer. So Saul was verwerp. En hoofstuk 22, wat ons nou na kyk, deel met verskillende mense wat verwerp is en hoe hulle daai verwerping verwerk. Is baie interessant. Party verwerk dit positief, party verwerk dit negatief. En is belangrik, nie net vir ons persoonlik nie, maar soos wat ons met mense deel en mense bedien en help en so aan, om met vir mense te kan help, hoe om reg met verwerping te werk, want verwerping is iets, ek dink wat almal van ons al een of ander manier ervaar het. Ek het dit al baie ervaar, Mandy het dit al ervaar, en ons het al baie mense bedien wat op een of ander manier verwerp was, partykeer deur 'n kerk, partykeer deur familie, partykeer deur omstandighede, 'n land en wat ook al. So, hier kom ons nou terug na hoofstuk 22, en ons sien in vers 1, toe sy broers en sy hele familie dit hoor, dis dat hy in die spilonk van Adullam is, het hulle daarheen afgetrek na hom. So hierdie familie is in gevaar, want Saul is agter die hele familie aan. Hierdie selfde familie wat vir Dawid verwerp het, kom nou na hom verskuiling. Is dit nie interessant nie? Hy beskerm hulle, hy help hulle. Alhoewel hulle hom verwerp het, gee hy liefde terug. En dan vers 2, verder het by hom vergader elkeen wat in benoudheid was, en elkeen wat in skuldeiser gehad het, en elkeen wat verbitterd was, en hy het owerste oor hulle geword, sodat daar omtrent 400 man met hom saam was. 400 mense uit Israel, wat verwerp was op een of ander manier, miskien het hulle skuld gehad, hulle was verbitterd, hulle, wat ook al gebeur het, hulle gaan na Dawid, wat self 'n verworpene was, laat hulle by hom kan skuil. Mens kan amper sê, soort soek soort. Wat hulle gaan nou na Dawid, en Dawid verstaan hulle
hulle pyn, kan ek dit sê. En hy bring hierdie mense saam met hom en van hierdie 400 man lees ons van die helde van Israel, waar hy 30 man as owerste oor die ander gesit het en hierdie was sy leermag. Hierdie verworpenes word die helde van Israel. Wat 'n omkeer is dit. OK, vers 3. Vandaar gaan Dawid toe na Mispa in Moab en sê aan die koning van Moab: "Laat my vader en my moeder tog uitkom by julle totdat ek weet wat God met my wil doen." En hy het hulle voor die koning van Moab gebring en hulle het by hom gebly al die dae wat Dawid in die bergvesting was. So dis nou nog 'n interessante ding. Die koning van Moab. Wie was Moab? Weet enige van julle? Moab en Ammon. Wie is daai twee? Waar kom hulle Rut was Rut nie uit die Moabite nie en hulle was 'n bose nasie. Rut het daar in daai geweste gebly. Maar wie was die Moabite? Waar kom hulle vandaan? En Ammoniete? Lot se seun en kleinseun. Ja, ja, wat hy by sy dogters gehad het. Wat hy by sy dogters gehad het. Nou Lot het saam met Abraham gekom toe Abraham geroep is om uit sy land uit te gaan en hy het saam met die gesalfde van die Here gewandel en die Here gedien saam met hom. Maar toe hulle kom by die beloofde land, toe sê Abraham vir hom: "Gaan waar jy wil. Jy kies eerste." Dit was interessant. En Lot kyk uit oor die groen vallei waar Sodom en Gomorra is en hy sê: "Ek sal daai neem." Hy neem die beste vir homself. Hy is nie die een wat die belofte gehad het nie, is Abraham wat die belofte gehad het van die beloofde land. Maar Lot kies die beste. So daar's 'n gierigheid daar in Lot. En uiteindelik eindig hy in Sodom en hy word vervoer en Abraham moes vir hom om vry raak toe mense vir die Sodomite aangeval het en uiteindelik was Sodom en Gomorra verwoes en Lot is by homself en toe het hy 2 kinders gehad by sy 2 dogters en dis Moab en Ammon. En as jy in Numeri lees waar Israel uit Egipte uitkom nou baie naby aan die beloofde land, kom hulle aan die grens van Moab. Dis nou hierdie selfde Moab wat nou met die mense van die land die Kanaaniete ingetrou het, maar hulle is nou 'n nasie van hulle eie. En jy lees van Biljam, Moab, die koning van Ja. Moab, roep vir Biljam, kom ons noem hom 'n toordokter. Hy's 'n valse profeet. En sê vir hom: "Hierdie mense het hier gekom, ek is baie bang vir hulle. En ons weet dat wat jy spreek gebeur. Spreek 'n vloek uit oor hulle." En hy wil vir Israel vloek. Biljam kom en toe hy staan om te vloek, al wat uitkom is 'n seën vir Israel. En dit gebeur 'n paar keer. En daarna Moab, die koning van Moab, Balak, het beloof dat as hy 'n vloek uitspreek, dan sal hy Balak vir hom baie geld gee. En Balak wil daai ten minste Biljam wil daai geld hê, maar hy kan nie by hierdie seëninge verbykom nie. Laat ek vir julle een van hierdie seëninge lees, Numeri hoofstuk 23. Numeri hoofstuk 23 vers 19. Dit sê daarso, en ons het 'n ou liedjie wat ons altyd gesing het van daai woorde: God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? Kyk, ek het ontvang om te seën en hy het geseën en dan kan ek dit nie keer nie. So God het Israel geseën en Biljam die valse profeet kon dit nie weerspreek nie. Dis 'n kragtige ding. Wanneer God geseën het, kan die vyand dit nie keer nie. Maar toe
sê Balak vir hom, ek het jou beloof dat ek jou baie geld gaan gee, maar nou dat jy 'n seëning uitgespreek het, gaan ek jou nie geld gee nie, hy stuur hom weg. Dan lees jy in die Nuwe Testament, Openbaring 2 vers 14, dat Biljam 'n plan beraam het. Hy het gedink, as hy kan kry dat Israel sondig teen God, dan sal God sy eie seëninge draai. En hy raai hulle aan, hy raai Balak aan om Israel te versoek, die mooi meisies uit te stuur en hulle die mans te nooi na die feeste wat hulle het en die valse gode wat hulle dien en so seksuele dinge doen en sodat God dan kwaad kan wees van Israel, dat God hulle kan vloek. Maar dit was 'n fout. En ons moet hierdie fout verstaan. Die hele klomp keer lees ons in die Ou en Nuwe Testament van die verleiding van Biljam. Hy het gedink, as hy iemand kry om 'n fout te maak, dan sal God sy seëninge weghaal. God straf, ja, maar wanneer God beloof het, haal hy nie sy seëninge weg nie. En Biljam het gedink, hy kan maak dat God daai volk vloek, dat God hulle sal vloek. So, die verleiding is om te dink dat as jy mislukkings gehad het, as jy foute gemaak het in jou lewe, dat dit die einde is. Nee, God se genade is groot genoeg dat jy terug kan kom na hom. En dit is die fout wat Biljam gemaak het. So, Moab was al klaar 'n nasie wat verwerp was. Hier probeer hy deur Biljam dat Israel ook verwerp was en hy kon dit nie regkry nie. Maar nou kom ons terug na Samuel hoofstuk 22 en ons lees dat juis die koning van Moab is waar Dawid gaan om sy familie te beskerm. Hy gaan terug na daai volk. So God kan daai volk gebruik, die verworpene volk gebruik om sy familie te beskerm. En dit gebeur. Want God gebruik enigiemand, selfs 'n verworpene. So, daar's daai een. Nou gaan ons bietjie aan. Vers 6. Saul sit daarso onder die boom, wat se boom is dit? Tamarisk. 'n tamariskboom. En hy sê, hoekom is dit dat julle almal, hy praat met sy owersters en al die mense om hom, hoe is dit dat julle nie vir my sê waar Dawid is en as Dawid iets doen, dat julle dit nie vir my sê nie. Hy haat Dawid. Die verwerping wat hy nie reg hanteer nie, gaan oor in haat en bitterheid. En hy soek vir Dawid, hy wil hom doodmaak. En dan kom in vers 9 kom 'n man, daarop antwoord Doeg, die Edomiet, wat by die dienaars van Saul staan en sê, ek het die seun van Isaai gesien kom in Nob by Ahimelech, die seun van Ahitub. En hy vertel hom dat hierdie priester vir Dawid gebid het en vir hom raad gegee het en hom geseën het en op sy pad gestuur het. So wie is Doeg? Doeg is 'n Edomiet. Edom kom van Esau. Esau was verwerp omdat hy die beloftes van God, die verbond van God geminag het. En Jakob het dit geneem. Julle ken die storie, ek dink ek het al voorheen daaroor gepraat. So Esau en al sy nageslagte, hulle was verwerp van die beloftes van God. En Esau het oorgegaan in bitterheid en daai bitterheid het oorgegaan na sy kinders, sy kleinkinders, sy nageslagte oor die eeue en is nog daarso in die Arabiere tussen Esau en Ismael, albei verworpenes, het jy nou die Arabiere wat 'n nasie is wat absoluut vol haat en bitterheid is. En dit het begin by verwerping wat verkeerd gehanteer is. En nou is Doeg, hy's 'n Edomiet
En in sy hart het hy daai verwerping bitterheid. En hy sê maar ek het vir Dawid gesien en ek het gesien hoe hierdie priester vir hom help. En as jy aanlees sien jy dat Saul hierdie priester roep en sê het jy vir Dawid gehelp? En hy sê ja, natuurlik. Dawid is een van jou leerowerstes. Natuurlik sal ek hom altyd help. En Saul wat vol bitterheid is, sê vir hom wat jy gedoen het is verkeerd en jy moet sterf. En hy sê vir sy Israel se sy soldate, val op hierdie man en maak hom dood. En niemand wil dit doen nie. Toe sê hy vir Doeg, doen jy dit? En Doeg val op hom en maak hom dood, hierdie priester, en gaan na daai dorp en hy maak al die priesters van daai dorp dood. Ek dink dit sê iets soos 85 man maak hy dood, en hulle kinders en hulle vrouens en die ou mense en ja, donkies, skape, alles. Hy maak alles dood, hy brand die huise, hy verwoes daai hele stad. Kan jy sien hoe diep daai bitterheid van verwerping gaan as dit nie reg gehanteer is nie? Dit is geslagte later, en hy maak net dood enigiets wat hy kan doen om dood te maak. En dis presies wat nou met die Arabiere gebeur vandag nog. Hulle maak net dood. Dit is verwerping wat nie reg behandel is nie. So, dan lees ons dat een van die seuns van Ahimelech, dis nou vers 20, maar een van die seuns van Ahimelech, die seun van Ahitub, het vrygeraak en sy naam was Abiatar. Hy het agter Dawid aangevlug. So Abiatar vlug na Dawid. Dawid is 'n verworpene. Toe Abiatar aan Dawid vertel dat Saul die priesters van die Here vermoor het, sê Dawid vir Abiatar, ek het daardie dag toe Doeg die Edomiet daar was geweet dat hy dit seker aan Saul vertel. Ek is die oorsaak van die dood van al die lede van u familie. Hy neem verantwoordelikheid. Bly by my en wees nie bevrees nie, want die wat my lewe soek, soek u liewe ook, want u is by my in goeie bewaring. Hy, die verworpene Dawid, word 'n beskerming vir 'n ander verworpene, Ahimelech. Is dit nie mooi nie? So, ek sien van hierdie dat daar twee maniere is om met verwerping te werk. Een, om dit te gebruik om sterk te word en ander te help wat in dieselfde situasie is. Die ander is om vol haat en bitterheid te wees. En dis die eindresultaat daarvan is 'n baie groot verskil. Nou, lees ons in Matteus 21 vers 42. Ons lees daar. Matteus 21 vers 42. Dit sê daarso, Jesus sê vir hulle, het julle nooit in die skrifte gelees nie, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan dra. So, van die wat die steen probeer weggooi, die koninkryk word weggeneem van hulle. In ander woorde, hulle word verwerp. Dis nou die Fariseërs en die Sadduseërs. Maar daai selfde steen, Jesus, wat verworpe was, word ons hoeksteen. Jesus was verworpe. Ons was verworpe. Ek weet van baie wat verworpe was. Wat daai verwerp aangeneem het en gesê het, ek gaan 'n bewaring word vir ander wat ook verworpe is. Ons het nou, wat was dit gister gelees,
waar Jesus spreek in Johannes het ons gelees van dat ons uh, die bewaring wat ek nog gesê het, joh, die Here roep ons om wat was daai versie? Dis seker hier so hoofstuk 15, 16. Maar waar die Here ons roep om ander te bewaar, 'n beskerming te word vir hulle. So wat ook al met ons gebeur het, ons gebruik daai om vir ander te bewaar en ander te beskerm, net soos Dawid 'n bewaring gewees het vir al daai 400 man en vir Abiatar wat uiteindelik sy priester was wat vir hom rigting gegee het en vir hom voor die Here gebid het. Omdat hy vir hom, vir die priester bewaar het, word die priester tot seën vir hom. Al twee van hulle was verworpe met al twee beskerm mekaar en help mekaar en gebruik daai verwerping om eintlik 'n hoeksteen te word. En Jesus praat in Matteus, hy sê hoofstuk 6 dat hy ons geroep het om sout van die aarde te wees, om 'n lig te wees van die aarde. En so wat ook al met ons gebeur het in ons verlede en ons kyk terug na ons verlede wat ek het 'n hele klomp keer in my lewe daai ervaar dat ek verwerp was deur wat ook al omstandighede toe ek op hoërskool was. Het ja, dinge gebeur wat ek gevoel het, jy weet, wie is ek is niks nie. En tog het die Here daai omgedraai in baie situasies wat ek gevoel het gemaak het om te voel dat ek niks was nie. Het ons uiteindelik toe ons in die land gekom het, in Suid-Afrika gekom het, julle ken die storie, en Mandy vir my gevra het, wat is ons toekoms? Toe sê ek, ons gaan nie op 'n hoopie sit en jammer voel vir onsself nie, ons gaan onsself gee om ander te bedien, wat ook deur diep trauma gaan. En dit is wat Dawid gedoen het. Dit is hoe hy verwerping verwerk het. Hy het gesê, ek gaan tot seën wees. En jy lees in die volgende hoofstuk wat ons daar so in Samuel gelees het, die volgende hoofstuk waar Dawid uitgaan om vir 'n stad wat aangeval is deur die Filistyne te gaan verlos. Hy gaan en hy veg teen die Filistyne, hy verlos daai stad. En toe hy daar is, toe hoor Saul dat hy daar is, toe vra hy die Here deur Ahitub die priester, moet ek gaan of moet ek bly? Sal hierdie mens van Keila vir my oorgee aan Saul? Toe sê die Here, ja, hulle sal jou oorgee. Dieselfde mense wat hy gehelp het, sê die Here, hulle gaan jou oorgee, beter pad gee. Hy hou dit nie teen hulle nie, hy gee net pad. Hy los hulle. En partykeer moet jy net los, wat mense gaan nie getrou wees altyd nie. Maar tog gaan hy en weer, jy lees die volgende paar hoofstukke waar Saul kom, ek weet, is 'n wonderlike hoofstuk, waar Dawid diep in 'n spilonk in wegkruip met sy 400 man. Dit moes 'n groot spilonk gewees, maar diep in die spilonk kruip hulle weg, en voor in die spilonk kom daar Saul met 3000 man, om vir hom dood te maak, maar hy wil bietjie rus, hy rus daar, raak aan die slaap seker, al die manne het aan die slaap geraak. Dawid kom stilletjies tot by waar Saul lê, en hy vat sy spies en die kruik van water. En een van die ander mans, wat ook verworpe is, nee, wat nou sy soldate is, staan by hom, sê stilletjies vir hom, maak hom dood. Nou is jou kans. Hy sê, laat my toe, ek sal net een keer met die spies na sy dood. Dis wat jy daar lees. En Dawid sê, nee, ek sit nie my hand teen God se gesalfde nie. Jy sien die ander verworpene, se reaksie is, kom ons maak hierdie man dood. Hy vervolg ons, kom ons maak hom dood. Dawid se reaksie is nee.
Ek sit my lewe in God se hande. Hy sal met hierdie man deel. Ek trek net weg. Twee maniere om met dieselfde verwerping te deel. Is dit nie interessant nie? Is alles in daai paar hoofstukke van Samuel. En Jesus wat self die hoeksteen die steen is wat verwerp is, word die hoeksteen. En daar's 'n geestelike gesindheid, 'n vertroue, 'n geloof in God wat sê, Here, ek gaan nie I'm not going to fight my own battles. Ek gaan nie my eie gevegte veg nie. Ek los my lewe in u hande om my gevegte te veg. Ek gaan nie self vir Saul doodmaak nie. Ek trek weg. Ek los Saul in u hande. En daar's baie keer wat ons dit moet doen, waar ons wil veg, ons wil reageer, ons wil iets doen om ons naam te beskerm of wat ook al. Maar trek liewers weg en sê, Here, hierdie is u ding. Ek gaan niks hier doen nie. Ek vertrou u om vir my te veg, vir my te beskerm. Ek vertrou u. En daar's die twee maniere om met verwerping te werk. Een om te veg en jou eie naam te probeer beskerm. Die ander om terug te trek en sê, Here, ek los hierdie ding in u hande en dit neem geloof en absoluut vertroue in die Here. Jy weet nie wat die toekoms gaan wees nie, maar jy vertrou die Here. En as jy die storie van Dawid lees, weet jy wat gebeur. Saul het uiteindelik gesterf in die hande van die Filistyne. Dawid was koning. Hy was een van die grootste konings wat nog ooit geleef het. Na hom Salomo en sy seun. Maar Dawid het geregeer in geregtigheid. Hy het 'n naam gemaak vir Israel. Hy het Israel as 'n volk opgebou om 'n kragtige volk in die wêreld te wees, omdat hy nie sy eie gevegte geveg het nie. En selfs wanneer hy verkeerd gedoen het, het hy nie homself probeer verdedig nie. Hy het net gesê, Here, ek het gesondig, vergewe my, soos Batseba en haar man wat hy doodgemaak het. En 'n paar ander keer waar Dawid foute gemaak het, waar 'n profeet na hom gekom het en gesê het, Dawid, jy's die man. Jy het verkeerd gedoen. Dan veg hy net terug, soos wat Saul het vir Samuel gesê, nee, is nie ek nie, is die soldate wat dit gedoen het. Dawid sê, ek het gesondig, vergewe my, o Here. Hy neem persoonlike verantwoordelikheid vir sy verkeerde dinge wat hy gedoen het en hy vertrou die Here om hom deur te neem. So daar's die twee maniere. Of veg vir jou regte, of sê in nederigheid sê, Here, ek vertrou u om my te verdedig. Ek kom na u vir beskerming, soos Ahimelech gekom het na Dawid vir beskerming. Dawid het gesê, ek sal jou beskerm. So hardloop ons na die Here, ons hemelse Vader, en sê, Here, beskerm my. Ek weet nie hoe om hierdie ding te hanteer nie, maar ek vertrou u om vir my te beskerm. OK, wel, baie dankie vir julle almal. Is daar enigiemand anders wat iets het, wat hulle wil deel? Anders kan ons sluit.